Goeiedag manne, dit is meneer Oukamp. Baie welkom by Landboubestuurspraktyke graad 12. Ons is besig met ons 4de les in die 4de week wat ek vir jou hierdie lesse gee. Ons het in die vorige gedeelte ons 'n bietjie gepraat oor prysvasstelling. En ons het gepraat as deel van hoofstuk 5 het ons nog gepraat oor die gelykbreekpunt en analise van inkomstes en uitgawes van 'n besigheid soos 'n boerdery of dan net 'n vertakking van 'n boerdery. Hoe ons dan die boerdery finansiëel kan evalueer of dit geld of ekonomies lewensvatbaar is of dan nou nie. Ons begin vandag op bladsy 90 as in hoofstuk 5 en ons praat vandag dan nou spesifiek oor bemarking. So jy kan jou boek daar oopmaak op bladsy 90 en sommer saam met my volg en die goedjies merk wat ek vir jou gesê het of wat ek vir jou sal sê wat belangrik is en sommer 'n paar goedjies wat jy daar net gaan moet byskryf. So as ons begin om te praat rondom bemarking, is daar 'n paar belangrike goedjies wat ek net vir jou wil uitlig. Ons kan vir onsself afvra wat is bemarking? En jy kan vir jou daar byskryf in jou handboek. Dit is die moeilikste deel in die hele produksieproses. En boere self raak deesdae bemarkers. Jy kan op daai eerste bladsy daai groen blok deurlees en jy sal daar lees dat daardie ou vir jou daar skryf, Philip Tennyson, dat boere self begin bemark en dat dit dan die eerste stap is in die produksieproses en nie noodwendig die laaste stap soos wat ons baie keer dink nie. Ek gaan eers die produk produseer en dan dit bemark nie. Hierdie ou sê vir jou daar dat die boer self moet 'n bemarker raak. Hy moet marknavorsing doen, kyk waar in die mark daar 'n behoefte is aan spesifieke produkte en dan eerder begin produseer vir daardie behoefte as wat hy goed produseer of produkte produseer en dit dan probeer bemark. En dan kan jy sommer vir jou daar byskryf die definisie vir 'n mark spesifiek is die plek waar kopers en verkopers dan mekaar ontmoet. Dan kan jy daarso onderin by 2.1 by wat is bemarking, kan jy daar onderstreep bemarking is die proses om te bepaal watter produkte die verbruiker wil hê, hoe die verbruiker hierdie produkte wil hê, waar die verbruiker dit wil hê, hoe om die verbruiker te kry om die produkte te koop en nie net om te kry om dit te koop nie, maar ook om die verbruiker te hou by jou produk, om aan te hou koop by jou. Jy kan ook daarso heel boaan onderstreep op bladsy 91, bemarking is in wese die proses waar tydens 'n organisasie geskep of bestuur word om 'n produk of diens wat mense nie alleenlik begeer nie, maar ook gewillig is om te koop, suksesvol te verkoop. So met ander woorde, dis waar ek in my besigheid die vermoë het of dan nou tyd spandeer om mense te kry om my produk nie net te wil hê nie, maar om dit dan oor te gaan tot aksie om dit dan selfs te koop. Dan kan jy daar onderstreep, net onder daai gedeelte staan daar wat landbouprodukte betref, word die hoeveelheid wat die verbruiker wil hê en sal koop deur 'n aantal faktore beïnvloed, waarvan die volgende die belangrikste is. En hierdie lysie kan ons dan nou ook sê, is die faktore wat 'n vraag na 'n produk dan nou beïnvloed. Nommer 1, die prys van die produk. Dan die smaak en voorkeur van die verbruikers. Die aantal verbruikers wat daar is. As daar baie verbruikers is, dan sal die vraag na die produk natuurlik verhoog. Hierna kan jy weer verwys na die eerste gedeelte in hierdie hoofstuk. Dan die inkomste van die verbruikers. Dit wat die verbruikers verdien, gaan bepaal hoe duur en hoe kieskeurig hulle vir produkte gaan wees. Dan die prys van verwante goedere, so met ander woorde substitute of die kompetisie wat daar is, dan ook die reeks goedere beskikbaar en natuurlik kan jy daar byskryf onderaan die seisoen. Die volgende gedeelte handel dan oor die bemarkingsproses, met ander woorde, hoe moet ek te werk gaan om dan te kies of dan nou produkte aan 'n mark dan bekend te stel. Met ander woorde, ons gaan begin met die identifisering van 'n produk. Ons moet kyk na die vraag na die produk en dan gaan ons op die einde eindig deur dit te bemark. So die eerste stap sê hulle daar is, vind uit wat die kliënte wil hê deur marknavorsing te doen. So of ek gaan kyk wat is die vraag wat daar is na 'n spesifieke produk, of ek gaan kyk na wat is die behoefte deur marknavorsing te doen van my kliënte in 'n spesifieke mark. Watter tipe produkte het hulle 'n behoefte om te koop. Dan gaan ek identifiseer watter produkte geskik is vir my om te produseer, watter kommoditeite geskik is vir my.
Met ander woorde, kom ons gebruik 'n voorbeeld, ons is in Riversdal en ek het uitgevind hier is 'n vraag na eiers. Dan gaan ek vir my hoenderboerder, ek gaan nou kies, ek gaan nou met hoenders boer en ek gaan omdat ek die nodige behuising daarvoor het, die nodige voer toegang tot dit het en dan gaan ek hierdie eiers dan nou voorsien in die Riversdal omgewing. Dan gaan ek die produksie van hierdie eiers dan nou beplan. Met ander woorde, wanneer gaan ek hierdie hoenders dan nou koop? Hoe lank gaan my seisoen wees waarin ek of hierdie leeftyd van hierdie lêhenne dan nou wees? Waar gaan ek weer lêhenne aankoop ensovoorts. Die praktiese uitvoer, die praktiese beplanning vir die uitvoer van die produksie van my hoendereiers dan nou. Dan gaan ek die produk dan nou begin produseer. Met ander woorde, ek gaan begin om my eiers te produseer in die Riversdal area en heel laastens gaan ek die bemarkingskanaal wat vir my spesifiek geskik is, dan nou kies sodat ek die meeste geld daaruit dan nou kan kry. Of dit dan nou is om 'n flyer te maak, met ander woorde 'n strooibiljet, soos ons in Afrikaans sê, of om 'n artikel in die koerant te sit of 'n tipe advertensie in 'n brosjure of wat ook al die kanaal dan nou mag wees. Dit bring ons dan nou by bemarkingskanale en jy kan daar in jou handboek onderstreep by 2.3. Bemarkingskanale is eie aan elke bemarkingsvorm. Met ander woorde, hierdie bemarkingskanaal gaan afhang van die tipe produk wat ek het. As dit 'n bederfbare produk is, soos 'n vars produk, gaan my ketting of gaan my kanaal meer eenvoudig moet wees en meer direk moet wees. En as my 'n tipe produk dan nou 'n langer leeftyd of rakleeftyd het, kan ek dan nou 'n langer kanaal volg. En die kanale is as volg, jy kan daar onderstreep. Die produsent verkoop of direk aan die verbruiker, of deur 'n makelaar of agent, of aan 'n spesifieke verwerker, soos byvoorbeeld as ek koring produseer, gaan ek dit verkoop aan 'n verwerker, soos 'n meelenaar, om die koring tot meel te verwerk, of ek gaan dit aan 'n spesifieke mark verkoop, of ek gaan dit in 'n koöperasie lewer, of ek gaan dit aan 'n uitvoeragent lewer. Dan kom ons by die bemarkingsketting en jy kan daar onderaan vir jou 'n paar goedjies onderstreep of byskryf onderaan bladsy 91 of in die middel van bladsy 92. Vir elke bemarkingskanaal is daar dan 'n spesifieke bemarkingsketting. Maar wat is 'n bemarkingsketting? Jy kan daar onderstreep, dit is die proses wat die boer moet volg om die produk van die plaas af tot by die verbruiker te kry. En die Engelsman som dit mooi op, from farm to fork. Met ander woorde, van waar die boer die produk produseer tot waar die verbruiker dit op sy bord het en dit dan nou kan eet. Jy kan daar onderstreep in die middel van bladsy 92, hoe korter die ketting is, hoe hoër is die wins. En dan kan jy ook daar sê, dit gaan dan afhang of dan nou wat nou 'n belangrike rol gaan speel, is ek moet 'n produk hê wat van hoë waarde is of ek moet 'n produk hê wat dan van uitstaande kwaliteit is vir my om beter wins te maak. Met ander woorde, ek moet my kompetisie in hierdie spesifieke bemarkingsketting dan nou of met 'n hoër waarde produk kan klop of met uitstaande kwaliteit. En as ons dink aan koringboerdery, of ek moet met 'n produk boer wat almal nie produseer nie, byvoorbeeld iets soos koriander wat 'n tydjie terug nou so gewild was om te produseer, of ek kan nou iets soos byvoorbeeld koring produseer, maar dit van 'n hoogstaande of 'n uitstaande kwaliteit produseer. So ek gaan 'n hoër gradering vir my koring probeer kry. Of ek moet as boer aan meer van hierdie skakels in die ketting deelneem. So met ander woorde, ek kan met koring boer en as ek byvoorbeeld silo's gehad het, kan ek die koring stoor in die silo's en ek kan 'n meel opsit om die koring dan self in meel te verander. Of ek kan, as ek 'n melkprodusent is, kan ek die melk pasteuriseer op die plaas en dit bottel en dit dan verder verkoop. So dit hang af van hoeveel skakels ek deelneem, gaan dan my wins dan nog steeds verhoog. Hier wys ek vir jou 'n voorbeeld van die ketting wat daar is. As ons kyk aan heel links, is 'n direkte bemarking, met ander woorde tussen die produsent en die verbruiker. En dan soos wat ons na regs beweeg, kan ons sien raak die ketting dan 'n bietjie langer. Hoe meer skakels daar is, hoe meer geld gaan elke skakel byvoeg tot sy bemarking of tot sy gedeelte van die produk en gaan die produsent minder geld maak
en hoe langer die ketting is en die verbruiker gaan heel moontlik duurder betaal. Hier wys ek dan ook vir jou sommer 'n voorbeeld van so 'n ketting. Heel bo kan ons sien is die boer besig om te produseer aan die koring, dan is daar vervoer, ons kan sy huis daarso sien waar hy sy silo's het, aan die ander woorde hy kan daar die koring stoor, of hy gaan dit aan 'n koöperasie lewer en hierdie koöperasie gaan dit dan vervoer tot by 'n meulenaar en hierdie meulenaar sal dit dan vervoer tot by 'n bakker en die bakker sal dit dan vervoer tot by 'n kleinhandelaar waar dit dan aan die verbruiker verkoop kan word voordat dit dan in die verbruiker se bord opeindig. Hier sit ek sommer vir jou 'n vraag op. Ek wil hê jy moet dit in jou werkboek doen. Jy gaan in jou werkboek sommer vir my jou naam neerskryf en dan gaan jy net vir my hierdie vraagie beantwoord. Jy sien die sketsie hierso van die regterkant, hierdie prentjies en ek vra vir jou rangskik die prentjies sodat die bemarkingsketting voltooi word en dan in die regte volgorde is. So jy kan vir net 'n kort beskrywing neerskryf, so jy gaan in jou handboek, in jou werkboek, gaan jy jou naam neerskryf en jy gaan net so kortliks vir my die volgorde, 1 tot hoeveel kettings jy ook al daar wil hê of kan sien, kan jy dan vir my daar onder mekaar neerskryf en langs die nommer die regte volgorde. En dan neem jy vir my asseblief 'n foto van waar jy hierdie vraag geantwoord het in jou werkboek en jy sit dit op die groep asseblief, sodat ek dan net kan sien dat jy dit gedoen het. Dit bring ons dan by bemarkingsmetodes en ons gaan in die grootste gedeelte van hierdie hoofstuk verder die bemarkingsmetodes behandel of daardeur gaan. En die 4 wat ons kry is vrye bemarking, koöperatiewe bemarking, beheerde bemarking en internasionale bemarking. By vrye bemarking kan jy kortliks vir jou daar langs net byskryf, dit is waar ons koop en verkoop soos wat ons wil. By koöperatiewe bemarking kan jy daar byskryf, alle produkte word in 'n pool gesit of verkoop of gekoop. En by beheerde bemarking kan jy daar vir jou langs byskryf, dis waar ons nie kan koop en verkoop soos ons wil nie, want daar spesifieke beperkings op hoe die koop en verkoop plaasvind. En by internasionale bemarking skryf jy sommer net daar regs of daar langs aan dit vind wêreldwyd plaas. In die res van hierdie spesifieke video gaan ons net kyk na vrye bemarking en in die volgende video van volgende week sal ons na koöperatiewe, beheerde en internasionale bemarking kyk, sowel as die res van hierdie hoofstuk. By vrye bemarking kan jy daarso skryf, die vrye markstelsel behels die volgende. Algemene bevolking is vry om goedere te produseer en aan die res van die bevolking te verkoop. So ek kan enigiets produseer wat ek wil en ek kan dit verkoop aan die res van die bevolking. En die res van die bevolking is vry om hierdie produkte by my dan te koop. Die prys word bepaal deur vraag en aanbod en daar's geen inmenging deur die regering nie. So ons kyk na die voordele van hierdie tipe stelsel of na hierdie tipe bemarking. Op bladsy 93 heel boaan kan jy daar onderstreep. Ek het net die eerste paartjies onderstreep. Die produkte is gewoonlik van 'n hoë gehalte. Die betaling is gewoonlik in die vorm van kontant, so dis dadelik beskikbaar. Die produsent kan inisiatief en dryfkrag toon. Met ander woorde, as ek enigiets kan produseer, kan ek baie inisiatief daar toon en dit kan my dryf as 'n entrepreneur. Daar's gewoonlik min vertraging in die ontvangs van die betaling, omdat kopers dan nou vry is om te koop by wie hulle wil. En die produsente is ook vry om te produseer wat hulle wil en die verbruikers is vry om te koop wat hulle wil hê. Dit is vir my die belangrikste punt by die voordele en die prys word bepaal deur vraag en aanbod wat dan nou ook baie belangrik is en lekker is in so 'n ekonomiese stelsel. Die res van die voordele kan jy daar self na kyk. Gaan net so vinnig deur hulle gaan, maar daai eerste klomp is dit wat ek onderstreep het. Daar's geen versperrings wat ander produsente keer nie en dit lei tot beter mededinging. Met ander woorde, as daar meer mededinging is, met ander woorde kompetisie, gaan die pryse beter raak, kan die pryse dalk afkom vir ons verbruikers en nuwe produkte en idees word ontwikkel. Produsente het die geleentheid om hulle ondernemings te laat groei. Met ander woorde, hulle kan ryk raak in so 'n stelsel en 'n vrye markstelsel kan landbouproduksie bevorder wat dan bydra tot die nasionale ekonomiese groei en dan nou ook goed soos byvoorbeeld werkskepping. Die nadele het ek ook net so 'n paar gemerk. Jy kan daar merk in jou handboek, pryse fluktueer omdat dit gebaseer is op vraag en aanbodstelsel, sal die pryse redelik
fluktueer en rondskommel. En die bemarkingskoste is gewoonlik hoog, omdat daar dan soveel kompetisie en mededinging is, gaan die ou wat die beste bemark heel moontlik die meeste verkopers lok of kopers lok. Die produsent is verantwoordelik vir die bemarking van die produk, wat natuurlik 'n groot koste dra. Die produsent dra dan die risiko ook vir hierdie produk. Daar's geen regulering van produkte nie en daarom kan dit lei dat skadelike produkte byvoorbeeld verkoop word en oorproduksie kan lei tot surplusse wat dan ook 'n daling in prys sal veroorsaak, wat dan 'n nadeel vir die produsent is. Die res van die nadele kan jy self sommer daar deurgaan, of sommer, dit is net die wat ek nie gemerk het nie, maar jy kan sommer self daar deur kyk. Ek gaan net vinnig daar deur. In 'n vrye mark is daar geen versperrings om storting of dumping van oorskotprodukte deur ander lande te voorkom nie. Ons het dit gesien in Suid-Afrika, waar iets soos byvoorbeeld hoendervleis van Amerika of die groter noordelike Amerika gedeeltes dan nou by ons gedamp word of gestort word, en 'n sekere oorproduksie wat by hulle plaasvind, of sekere dele van hoenders wat Amerikaners byvoorbeeld nie eet nie. Hulle verkies die borsgedeelte, die groot wit vleisgedeeltes en eet dan nie die vlerkies, die duitjies of die boutjies nie, en dan vries hulle dit in groot hoeveelhede en kom damp dit dan of stort dit dan by ons neer, wat dan die prys van daardie produk verlaag en wat dan 'n nadeel vir ons plaaslike produsente is. Met ander woorde, hulle kompeteer met baie goedkoop vleis van die buiteland, waar hulle dan hulle eie produk teen 'n baie lae prys moet verkoop en selfs dan kan finansiëel baie skade ly. Produsente poog om monopolie te vorm, met ander woorde, hulle probeer om die enigste een in 'n mark te wees wat die produk dan produseer. Wat ook 'n nadeel is, noodsaaklike produkte soos elektrisiteit kan duur word en die najag van groot winste kan tot laer lone vir werkers lei. So met ander woorde, die produsent in so 'n stelsel raak baie winsgedrewe en probeer dit net alleenlik najag, en in 'n vrye markekonomie is daar geleenthede vir entrepreneurs om ryk te word, terwyl werkers nie noodwendig voordeel daardeur trek nie. So met ander woorde, die ou wat die besigheid besit raak baie ryk, maar die wat die produk produseer raak dalk nie noodwendig so ryk nie. Dit bring ons dan by die belangrike gedeelte. Onder 'n vrye markstelsel is al verskeie bemarkingskanale, soos wat ons voorheen gepraat het, en hierdie kanale het spesifieke name. Op hierdie gedeelte bo aan bladsy 94 is net so kortliks opgesom elkeen van hierdie kanale. Ek gaan net vinnig daar deurgaan. Ons gaan soos wat ons deur elke kanaal gaan, sal ons weer die definisie bespreek en dan die voor- en nadele. Ons kry plaaswerkverkope, dan kry ons direkte bemarking, soos byvoorbeeld dorpsbemarking of plaaspadstalletjies. Dan kry ons varsprodukte markte, ons kry voorraadverkope, soos byvoorbeeld veilings, dan kry ons kleinhandelaars, ons kry kontrakbemarking en internetbemarking. Ons gaan na elkeen van hierdie bemarkingskanale in die vrye markstelsel kyk en kyk na die voor- en die nadele. As ons praat van plaaswerkbemarking, kan jy sommer daar onderstreep, dit is die bemarking wat deur die boer gedoen word op die plek waar die produk geproduseer word. En as ons kyk na die voorbeelde wat ons het, dit is byvoorbeeld 'n groenteboer wat as daar 'n kliënt of 'n verbruiker op die plaas kom, die groente dan direk van die land af vir die verbruiker sal verkoop, of dan nou byvoorbeeld 'n hoenderboer of in hierdie geval 'n varkboer, hy het miskien 'n paar varke en die verbruiker kom haal die varke direk by hom op die plaas. Goeie voorbeeld hiervan is byvoorbeeld by Stellenbosch, daardie plaas wat die arbeie so verkoop. Jy kan self kom en jou arbeie daar kom oes en dit direk van die land af so vars koop om dit dan te kan gebruik by die huis. Sommige die voordele, daar's geen vervoerkoste nie, want ons gebruik of ons verkoop die produk dan direk van die plaas af. Daar's geen bemarkingskoste nie, want dit word direk van die plaas af verkoop. Dis beter geskik vir klein boere wat op 'n klein skaal boer, wat byvoorbeeld net 'n paar hoenders het of 'n paar varke en nie noodwendig groot kontrakte kan nakom nie, kan hulle dan sommer so direk van die plaas af hulle produkte verkoop en 'n groot voordeel, die produkte is vars. Die nadele is die boer moet die plaaslike prys vir die produk aanvaar, met ander woorde, as die mense van die dorp of die mense wat op die plaas die produk kom koop,
kan hy moet die prys vat wat hulle vir hom aanbied. Hy kan nie noodwendig 'n groot handelaarprys vir sy produk kry nie, en die boer is nie noodwendig goed geleë om sy produk te verkoop nie. Hy kan baie ver wees van die naaste mense of van die naaste dorp af, wat dan hierdie tipe bemarking bemoeilik. Die volgende een is direkte bemarking. Jy kan daar sommer onderstreep. Dit is byvoorbeeld dorpbemarking of dan nou padstalletjies, en hulle sê vir jou daar, die padstalletjie kan deur boere behartig word wat hulle eie produkte dan verkoop, of hulle kan stalletjies hê in 'n dorp of langs 'n pad, nie net 'n padstal nie, maar waar ander mense dit dan namens plaaslike boere dit dan nou verkoop. Wys sommer vir jou hier, dis 'n groot ding in Europa waar boere gesamentlik stalletjies dan het. Hulle sal byvoorbeeld op 'n Vrydag aand 'n boeremark hou, waar hulle dan elke boer het dan 'n stalletjie vir sy produkte, en of hy nou hoenders produseer of blomme soos in hierdie geval, of dan iets soos byvoorbeeld tuisgemaakte sap of broodbak of wat ook al, dan sal hy sy produk na hierdie stalletjie toe bring, waar dit dan namens hom verkoop word, of dan direk van die plaas af, soos wat ons hier kan sien met 'n padstalletjie. Die voor- en nadele van direkte bemarking. Die voordele, groter markte kan ontgin word. Jy kan sommer daar 'n paar net onderstreep. Boere kan voordeel trek uit meer gunstige pryse. Met ander woorde, dit word nie direk van die plaas af verkoop nie. Daar's dalk 'n klomp verbruikers by so 'n mark, en hy kan sy prys dan bepaal. Die bemarkingsmarges is laag, so daar's min bemarking wat hy hoef te doen. Hy skakel heeltemal die middelman uit. Soos wat die produk geproduseer word dit dadelik op 'n plek verkoop waar hy meer aan hierdie bemarkingsketting deelneem. En die prysveranderinge en fluktuerings is in die algemeen baie klein. Die nadele is vervoer van die produkte kan 'n probleem wees, met ander woorde waar die boer die produk ontgin tot waar hy dit dan verkoop. Die gehalte van die produk moet moontlik baie hoër wees om die behoefte van meer uitsoekerige verbruikers voorsiening te maak, en as 'n verbruiker dan nou spesifiek ry tot by 'n padstal, sal hy dan 'n hoë gehalte produk verwag, en dan moet 'n konstante aanbod wees as hy dan so 'n padstalletjie of dan nou 'n stalletjie in 'n mark wil oophou, moet hy die heeltyd dan in hierdie produkte kan voorsien. En die buigsaamheid betreffende die pryse van die produkte is dan natuurlik nodig. As daardie ou dan vir jou 'n laer prys aanbied, moet jy bereid wees om dit dalk te verkoop, net om volgende week nog steeds jou mark dan te kan hê. Dan kyk ons na die varsprodukte markte. Jy kan sommer daar in die handboek onderstreep. Verkope word deur markagente namens die boere op 'n kommissiebasis gereël, en hierdie mark word in 'n groot sentra ingerig en hoofsaaklik vir die verkoop van groente en vrugte. Met ander woorde, hierdie markte kry ons nie noodwendig baie algemeen nie. Ons kry dit byvoorbeeld in Pretoria, waar ons byvoorbeeld hierdie groot varsprodukte mark in Pretoria het, waar daar 'n klomp agente is. Elke boer bring sy aardappels of sy vrugte of sy groente na hierdie sentrale punt toe, en hy pak dit uit volgens die agent se instruksies by sy spesifieke plek, en dan kan daar kopers kom, soos wat ons hier kan sien, en hierdie kopers kom bied dan soos op 'n veiling vir die produkte. Gewoonlik is dit 'n tipe stil veiling, so hierdie kopers kom dan almal bymekaar in hierdie mark, en hy koop dan 'n sekere, hy het 'n spesifieke behoefte vir byvoorbeeld sy aardappels, en hy gaan dan die hoeveelheid aardappels wat hy nodig het op hierdie mark dan nou kry, en van hier af vervoer hy dit tot by sy kleinhandelaar, byvoorbeeld 'n supermark soos 'n Spar of dan Pick n Pay of wat ook al die afsetpunt is waar hy dit dan aan die verbruiker verkoop. So hierdie mark is 'n sentrale punt waar die boere 'n klomp van hulle produkte kan kom aflaai, en hierdie agente verkoop dit dan op hierdie stilveiling namens die boere vir 'n klein gedeeltjie of 'n klein kommissie wat dan betaal word. Nie net vir die vloerspasie nie, maar ook vir die agent wat die bemarking daar op die dag vir die boer doen. Die voor- en nadele. Die voordele kan jy daarso merk. As hulle produkte beskikbaar het, kan boere voordeel trek uit hoër pryse in tye van 'n tekort aanbod. Met ander woorde, as dit buiteseisoen is en hy is die enigste een wat daardie dag aardappels daar aflaai, of dan nou iets soos byvoorbeeld vrugte wat dalk buiteseisoen is, dan gaan hy die beste prys daardie dag kry. Die mark is in staat om groot hoeveelhede van die boere se produkte te verkoop.
ander woorde, as hierdie agent byvoorbeeld sien, ons kry vanoggend te veel of baie meer aardappels as wat ons gewoonlik kry, dan gaan hy baie meer kopers bel en seker maak dat daar 'n groter hoeveelheid kopers is van miskien van 'n groter area as wat normaalweg bedien word om dan hierdie produkte te kom koop. En die boer kan die dienste van 'n agent inspann om die bemarking te doen in plaas van dat hy self dit hoef te doen teen 'n klein koste as kommissie vir die agent. Die nadele is die pryse kan varieer of fluktueer en dit spesifiek hang af van hoeveel en wat die behoefte van die kopers is op daardie spesifieke dag. En die markte is dikwels ver van die produksiepunt af. Met ander woorde, dis gaan op 'n sentrale plek wees tussen die boere, maar boere gaan al ver moet ry tot by die mark en weer van die mark af is dit ver tot by die afsetpunt waar die verbruiker dit dan kan koop. Die oestyd is van kritieke belang vir die sukses van die oes. Met ander woorde, ons gaan goeie kwaliteit, soos by die laaste punt moet die gradering en die sortering goed gedoen word en dan nou ongelukkig deur die boer self gedoen word en die gehalte en die verpakking of die aanbieding is belangrik en moet dan ook self deur die boer gedoen word waar dit by die mark afgelaai word. Dan is die voorlaaste of die derde laaste enetjie waarna ons kyk is dan voorraadverkope deur spesifiek veilings en hier kyk ons na vee en wildveilings. So in die vorige voorbeeld is 'n tipe van 'n veiling, maar dis 'n vars produkte mark waarop hierdie produkte dan verkoop word, maar by 'n voorraadverkope gaan ons spesifiek kyk na vee of wild wat dan op veilings verkoop word. Hier kan jy sien is 'n normale tipe veiling wat aan die gang is. Ons kry gewoonlik twee tipes veilings. Ons kry 'n produksieveiling of dan nou 'n stoetveiling. So spesifiek met vee in gedagte gehou. Produksieveiling is waar daar produksiediere, kommersiële diere verkoop word en gewoonlik gaan slagters dan nou hierdie diere opkoop of boere wat net kudde diere dan soek. Of ons kry dan 'n stoetveeveiling waar daar dan stoetdiere verkoop word, byvoorbeeld bulle of ramme wat boere dan kan gebruik in hulle eie kuddes of dan nou kommersiële diere. Die voor- en nadele vir sulke tipe veilings, die voordele is die promosie word namens die boer gedoen, afhangende van watter tipe veiling dit is, maar die persoon wat die veiling aanbied, gaan gewoonlik die promosie daarvan behartig en die boer gaan dit dan nie self hoef te doen nie. Die betaling word deur die koper gewaarborg en die boer kry gewoonlik dadelik sy geld en die mark is groter as die plaaslike mark, met ander woorde deur so 'n veiling ver te bemark word baie kopers getrek en klein boere het dan toegang tot groot verkopings, as ons dit dan so kan stel. Die nadele is, die verkopers kry moontlik nie die prys wat hy wil hê vir die dier nie. So met ander woorde, as die dier in die kraal staan en daar word gebie op hom en die boer is dalk nie tevrede met die prys wat hy verwag het nie, moet hy nog steeds die dier dan laat gaan. En die pryse kan dan ook laer wees as markprys. Dan die volgende een is kleinhandelaar verkope. Daar kan jy onderstreep, dis produkte wat aan 'n kleinhandelaar of winkel binne die geografiese gebied waar die produk geproduseer word verkoop word. Met ander woorde, ons op Oudtshoorn produseer appels en ons bel vir Spar en ons vra vir hulle of hulle tekort het aan appels en ons lewer ons appels aan Spar dan vir daardie dag sodat Spar dan ons appels op hulle rakke het. Ons kan ook byvoorbeeld as ons aardappels produseer of ons eie, soos wat ons al voorheen gedoen het op Oudtshoorn, dan gaan ons aan ons spesifiek aan die winkels in ons dorp of naby aan ons plase dan hierdie produk bekendstel of dan 'n afsetpunt soek. Die voor- en nadele kan jy daar merk. Die voordele, klein hoeveelhede kan op gereelde grondslag dan verkoop word. So as ons die heeltyd, sê nou maar wortels produseer, kan ons die klein bietjies wat ons produseer die heeltyd aan hulle verkoop. Dit verbeter dan ook as die boer dit so doen, sy kontantvloei en dit moedig dan entrepreneurskap aan. So ek kan byvoorbeeld in Riversdal 'n stukkie grond hê, kan met die Spar praat en as hulle vir my sê hulle kan my afsetpunt wees vir byvoorbeeld wortels en ek het genoeg water, kan ek dan besluit ek gaan hierdie boerdery begin en hulle sal dan dit by my vat. Die nadele, die volumes is gewoonlik nie groot genoeg nie en sal die Spar dan byvoorbeeld of dan die kleinhandelaar sal dan 'n klomp boere se produkte bymekaar maak waarvan die gradering dan nou ook kan varieer en daarom is die vervoer en verpakkingskostes op die boer se verantwoordelikheid
om dit dan op so 'n manier aan te bied in die winkel dat die verbruiker dit dan wil koop. En mededinging kan in die omgewing tot kompetisie lei, soos wat ek gesê het, omdat die volume so klein is, kan die Spar gebruik maak van verskeie boere om in die vraag na die produkte voorsien. Kontrakbemarking kan jy daarso merk, die boer sluit 'n kontrak, met ander woorde 'n ooreenkoms met groot kettingwinkelgroepe of voedselverwerkers. En hierdie ooreenkoms word dikwels gesluit met hoeveelheid wat gelewer moet word, sowel as kwaliteit van die produkte gelewer en die tyd wat dit gelewer moet word. Voorbeeld wat ons hier kan gebruik is as ek as boer met koringboer en ek wil byvoorbeeld my koring direk aan byvoorbeeld Tiger Brands verkoop. En ek maak met hulle 'n spesifieke prys vas en ek maak 'n tyd vas en die kwaliteit van die produk. So ek gaan byvoorbeeld baie min beheer dan hê, maar ek het dan 'n vaste koper wat dan hierdie produk by my gaan koop. Soos wat ek gesê het, ons gaan dit dan so aan 'n verbruiker verkoop, veral as ek die vermoë het om dan hierdie koring byvoorbeeld dan self te kan stoor en dit later eers in groot hoeveelhede vir hierdie verwerkers dan nou te vat. Die voor- en nadele, die voordele kan jy merk, die boer word 'n prys vir die produk gewaarborg, maar voordat daar verkope is, met ander woorde voor die seisoen kan ek dit al vasmaak en weet ek dat daardie spesifieke verwerker of meelenaar gaan dit by my koop teen daardie vasgestelde prys, al wissel die prys later in die seisoen. En dan kry ons gereelde betaling, so omdat dit dan groot winkelgroep of 'n voedselverwerker is, kry ons betalings dan redelik vas en ons kry nasionale en internasionale blootstelling. Die nadele is, die boer moet 'n konstante voorsiening aan die verbruiker kan lewer, of dan nou spesifiek hierdie groothandelaars of groot kettinggroepe of voedselverwerkers, hulle kan nie staat maak op klein bietjies ver uitmekaar uit nie. En indien die boer nie aan die behoefte kan voorsien nie, sal hy ander produkte moet inkoop om die kontrak te kan behou. En dit gaan hom 'n klomp geld kos. En hy gaan goeie standaarde en norme moet handhaaf met die verpakking en dan die gradering. As hy 'n goeie graad koring beloof, moet hy dit dan kan handhaaf. Die laaste een waarna ons kyk is internetbemarking en daar kan jy onderstreep, dis handel wat op verskeie aanlyn platforms gedryf word. En hier kan 'n ou vinnig dink dat dit dalk nie vir boere beskore is nie, maar baie boere, veral in Amerika, het dit nou al verkeerd bewys. En ek gebruik weer eens hierdie voorbeeld wat ek vir jou gegee het, waarvan ek die video vir jou in die klas op gewys het, van Joel Salatin se plaas Polyface, waar hy 'n wye verskeidenheid van produkte produseer, gesien het dat die verbruiker hou van sulke vars produkte wat hy produseer, en hy is redelik bekend ook vir sy organiese produkte, en so het hy 'n webbladsy geskep waar sy boerdery geadverteer word en wat sy dogter vir hom in stand hou en dan beheer, en hy vat nou al selfs bestellings van oor die internet van sy webblad af, wat hy dan sy produkte vir hierdie mense dan van sover as wat dit dan nodig is, kan gaan afsit. Ons kyk ook na goed soos byvoorbeeld Gumtree, waar ons produkte op Gumtree kan verkoop. Ons kan ook gebruik maak van iets soos byvoorbeeld Facebook, of wat ook al die geval mag wees. In Europa is dit ook dan nou 'n groot ding om jou eie webwerf te hê, veral as jy jou produk kan adverteer as iets soos byvoorbeeld organies, en dan het baie van hierdie boere 'n restaurant of dan 'n winkel op sy plaas. Hy trek die mense deur sy webblad, hulle kom na sy plaas toe en koop dan direk by hom hierdie produkte, of hulle bestel dit aanlyn en hy lewer dit dan vir hulle af, of het 'n besigheid wat dit dan vir hom aflewer. Die voor- en nadele kan jy daarso merk. Die voordele is, wanneer ons met internetbemarking te doen het, het ons 'n wêreldwye gehoor. Dis gewoonlik baie vinnig en vinnige bemarking en vinnige terugvoer. Die kostes is gewoonlik laag en ons aanlyn winkel is 24/7 oop. Die nadele is, dis moeilik om kliënte te lok, om hulle tot op jou webblad te kry, en dit gaan jou geld kos om dit reg te kry. En nie alle verbruikers wat in hierdie produk belangstel, koop noodwendig aanlyn nie, so dis 'n goeie toevoeging tot jou bemarkingsplan
maar dit kan dalk nie noodwendig veral in landbouprodukte die enigste bemarkingskanaal wees nie. En dan is baie mense dan ook versigtig om hulle kredietkaarte spesifiek dan ook aanlyn te gebruik. So ek het net so 'n paar voor- en nadele by elkeen gemerk. Jy kan sommer net die wat ek vir jou gegee het daar so merk. Ken maar net die paartjies wat ek vir jou gemerk het, so 3, 4 by elkeen, dat jy net kan weet presies watter kanale vorm deel van hierdie vrye mark of vrye bemarkings tipe en jy moet die definisie kan gee sowel as net 'n paar voor- en nadele. In die volgende video sal ons dan kyk na koöperatiewe bemarking. Ons sal kyk na beheerde en internasionale bemarking. Ons gaan so 'n bietjie praat dan ook oor bemarkingswette en oor advertering en produkorganisasies om aan die einde van daai hoofstuk dan saam te vat. So dit bring ons by die einde van hierdie gedeelte. Doen asseblief daardie oefeningkie wat ek vir jou gevra het en stuur dit sommer so gou as moontlik dan. Baie dankie.